Hulle stuur so sommige van die Fariseërs en die Herodiane na hom, sodat hulle hom op 'n woord kon vastrek. Hulle kom toe en sê vir hom, Meester, ons weet dat u opreg is en u aan niemand steur nie, want u neem nie die aansien van persone in aanmerking nie, maar onderrig die weg van God waarheidsgetrou. Is dit toelaatbaar om belasting aan die keiser te betaal of nie? Behoort ons te betaal of behoort ons nie te betaal nie? Maar Jesus was bewus van hulle skynheiligheid en sê vir hulle, waarom toets julle my? Bring vir my 'n denarius, sodat ek daarna kan kyk. Hulle bring toe een. Hy vra hulle, wie se afbeelding en inskripsie is dit die? Hulle antwoord hom, die keiser se. Daarop sê Jesus vir hulle, gee dan aan die keiser wat hom toekom en aan God wat hom toekom. Hulle was stom verbaas oor hom. Ons is in 'n reeks Jesus stories en vandag is ons by Hattrick. En wat 'n Hattrick? 50! Ons praat oor Jesus, want elke kerk se nommer 1 doel moet wees om mense aan Jesus voor te stel, sodat hy hulle kan red en hulle hom kan begin volg. Hy is ons deur na God toe. Dis lekker om te sing. Dis lekker om uit te reik. Dis lekker om op 'n sagte stoel te sit en koffie te drink. Dis nie 'n kerk se werk daai nie. So as dit nie volgens so nice was nie, dis nie ons spesialiteitsgebied nie. Dis ook nie ons fokus nie. Ons fokus is Jesus, sodat ons hom sal ken. God se wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En hoe leer jy hom ken? Deur te kyk na wat hy gedoen het en wat hy gesê het. En dis hoekom ons kyk na Jesus se woorde en sy dade. En wat het hy gesê en wat het hy gedoen? Johannes 12 net gesê wat sy Vader gesê het, Johannes 5 net gedoen wat hy sy Vader gesien doen het. Jesus het vir ons die deur kom oopmaak na God toe. Soos ek vanoggend met die nagmaal gesê het. So, vanoggend se storie wat ek jou gelees het hierdie gedagte nogal vir my uitgestaan en dit is eintlik so iets wat as jy dit so vinnig lees, gaan jy dink, dis logies. God is verhewe. God is verhewe. Dis hoekom ek kom aanbid. Maar ek dink nie ons besef altyd wat die implikasie hiervan is nie. En veral nie in volgens 'n storie nie. Daar's so baie mense wat sê hulle is Christene. Wat as hulle regtig moet gaan inspeksie doen en binne en gaan kyk? Glo hulle nie God is soewerein nie. Die woord soewerein beteken almagtig, alwetend, alomteenwoordig. Hy's altyd in beheer. En daar's 'n groot klomp mense wat nee, dit is nie so nie, want hoekom keer hy dan nie moord op kinders of kanker of hoekom tree hy nie in met 'n natuurramp nie? Ek bedoel, dis tog die ateïste se heel grootste redenasie, nê, oor hoekom hulle nie die Here wil dien nie. As jy verstaan dat God is soewerein, dan sal jy Jesus se antwoord verstaan. Hierdie storie wat ons vanoggend gelees het. Nie eers die Jode wat God se verteenwoordiger was, se verteenwoordiging was, het geglo hy is soewerein nie. Hulle wou in die eerste plek nie eers glo in Jesus nie. En na Jesus hulle geantwoord het, was hulle totaal woordeloos. Stom. Ons moet begin stoei in ons lewe met die feit dat God soewerein is. Dis hoekom hy God is. As jy vanoggend hier so sit en jy sê, ek verstaan nie hoekom ongeluk gebeur nie, en nou is ek kwaad vir die Here, dan beteken dit net een ding. En dan gaan dit vanoggend vir jou so reguit sê, jy's nog nie 'n Christen nie. Want 'n Christen glo dat God is soewerein. En hy is almagtig en altyd in beheer. Jy moet nou eers oortuig word, asof jy en hy op dieselfde vlak redeneer. As jy en God op dieselfde vlak redeneer, dan is jy ook God. Of as jy dink jy is slimmer as God, dan is jy God. Dis maklik om te sê hy is verhewe, maar dis 'n ander ding om dit elke dag te leef. Want ons dade is eintlik 'n bewys van of ons glo hy is soewerein. En hy is almagtig. So hou dit in gedagte as ons vanoggend se storie lees. Die storie wat ons vanoggend lees is die vraag oor belasting. Ag, wat 'n nice onderwerp om oor te praat. SARS. Die vraag oor belasting. As jy na vanoggend besluit om nooit weer terug te kom hiernatoe nie, ek sal verstaan. Maar gaan die waarheid met jou praat en ek gaan vir jou sê wat die Bybel sê, of jy nou wil kwaad wees of nie. Die vraag oor belasting. Ons is in die laaste week van Jesus se lewe en is Woensdag. En hierdie is al die 4de Sondag wat ons by Woensdag kuier. Ons gaan nie net so vinnig hierdeur soos 'n week nie. En Jesus het Maandag op 'n donkie ingekom en almal het hom besing, die hele Israel,
Die hele Jerusalem het notisie geneem en daar's letterlik miljoene mense dat Jesus is daar. En die feit dat almal hom aanbid het, die feit dat almal hom hulle klere, hulle boekleed uitgetrek het en voor die donkie gegooi het en geskree het, Hosanna, seun van Dawid, red ons. Het die geestelike of die Joodse geestelike leiers baie ontsteld geraak. Dinsdag toe stap hy in die tempelterrein in en ek het julle nog gesê 11 hektaar groot die tempelterrein. En hy begin tafels omgooi. Jaag al die diere uit. Sê dis nie 'n shopping mall hierdie nie. Ons doen nie hier besigheid nie. Ons aanbid God hierso. En Dinsdag toe is hulle op sy keus. Toe daag die Sanhedrin op, die Joodse leierskap, die Joodse raad. Die Sanhedrin bestaan uit 71 lede. Hulle het nog gewerk volgens Moses se wet van die Ou Testament. God het vir Moses gesê, stel vir jou 70, toe hy die Israeliete uitgelei het in die woestyn, en stel vir jou 70 ouderlinge aan. Jy sal nommer 71 wees. Hierdie selfde Sanhedrin is nog steeds 71 en dit bestaan uit priesters, hoëpriesters, fariseërs, sadiseërs, skrifgeleerdes, stamhoofde. En hulle is die hele Woensdag al op Jesus se keus. En hy het nou al 3 gelykenisse vertel waar hy vir ons baie mooi geleer het en vandag kom hulle nou weer. Hulle los hom net nie uit nie. Hulle gaan weg en kom terug want hulle wil hom dood hê. Hulle soek bewyse teen hom. En hulle soek Rome aan hulle kant om hom uit te wis. Hulle het Rome gehaat. Maar hulle sal Rome aan hulle kant nou wil hê om van Jesus ontslae te raak. Want Jesus is besig om 'n verskriklike ding hier te doen wat hulle hele bestaan bedreig. En dis waar ons vandag is. Ek vermoed ons is seker nou so by 12 vir die dag, alhoewel die Bybel nie vir ons sê nie. Hulle het sake fyn dopgehou. Wie's hulle? Die Sanhedrin. Hulle het Jesus dopgehou, hulle het alles gehoor wat hy gesê het, hulle het gekyk na wat hy doen, want hulle wou bewyse hê om hom dood te kry. Hulle is geregeer, onthou die Jode op hierdie stadium word geregeer deur die Romeine, die nasie wat hulle onderdruk, wat wreed mense behandel sodat mense vir hulle bang is. Hulle het niks daarvan gehou nie. So hulle hou vir Jesus dop om hulle oor te gee aan hierdie ouens, dat hierdie ouens hulle wreedheid op Jesus sal uithaal. En hulle het spioene gestuur. Nou wie is hierdie spioene? Nou soos ek vir julle gesê het, ek vat Matteus, hierdie storie wat ek vanoggend vir julle gelees het, kom Matteus, Markus en Lukas voor. Nou julle sal sien ek het nou Lukas ingebring en ek het Matteus ook ingebring by die storie van Markus wat ek nou vir julle gelees het aan die begin. So hierdie is hoe Lukas in begin. Hy sê hulle het sake fyn dopgehou en spioene gestuur wat voorgegee het dat hulle opreg is. Nou, dis vir my so snaaks dat hulle het spesifieke klere ook gedra, hierdie Sanhedrin. Almal het geweet hulle is deel van die Sanhedrin. En teen hierdie tyd het hulle nou al Jesus se vertroue verloor. Dis vir my snaaks. Mense is baie keer so, nê? Hulle vernietig al jou vertroue deur wat hulle doen en wat hulle sê, voor jou, agter jou. En dan daag hulle op eendag en dan is hulle opreg. En dan verwag hulle jy moet hulle vertrou. Ons kry ook sulke mense in ons lewe, sien hulle ook. Kyk, jy doen hulle dit in die Bybel ook. En met wie doen hulle dit? Met die Seun van God, wat alles te alle tye weet. Maar jy sien, hulle het nie geglo hy is soewerein nie. Hulle het nie geglo God is soewerein nie. Hulle daag op en maak asof hulle opreg is, sodat hulle hom op grond van een of ander uitspraak kon vastrek, want hulle het bewyse teen hom gesoek, en sodoende aan die owerheid en die gesag van die prokurator kon oorlewer. Hulle wil hom net oorgee aan Rome. Hulle kom toe en sê vir hom, meester. Nou die direkte vertaling is teacher in Engels of leermeester. Nou kyk wat doen hulle in hierdie oomblik toe hulle dit vir Jesus sê. Onthou, hulle wou hom nie erken nie. Hulle wou hom nie erken as deel van hulle Joodse leierskap nie. Hulle wou hom nie erken as 'n skrifgeleerde of 'n fariseer of mense wat disippels het nie. Ewe skielik doen hulle. Jy weet, 'n fariseer was 'n mentor vir ander mense. Die mense het by sy voete gaan sit en dan het hy hulle geleer oor die dinge van God. En Jesus het dit nou ook gedoen, maar hulle wou nie erken is dit nie. Hulle het geglo Jesus is net besig met 'n eie rebellie en hy kry al die aandag want hy doen al hierdie wonderwerke, maar hy is nie van God af nie, hy doen dit in die duiwel se mag. Hy doen dit nie in God se krag nie. Nou gaan hulle hom toe, nou stel hulle hom gelyk aan hulle self. Ons doen dit ook aan. Jesus is my chommy. Ons drink koffie saam.
Hy gee om as my goudvis doodgaan. En hy wil saam met my. So ek en hy is op dieselfde bladsy. Ek voel hom hier naby my, asof ons op dieselfde vlak is. Ons vrees vir God, waaroor die Bybel baie keer praat, heeltemal verloor. Party ons is banger vir hulle vrouens, as vir die Here. Ons is banger vir die skoolhoof, want ons het nie 'n klou wat dit beteken om die Here te vrees nie. Juis as gevolg van die feit dat ons eers weet wat beteken soewereiniteit nie. So hulle kom by Jesus, hulle stel hulle self gelyk aan Jesus. Leermeester, ons herken jou as een van ons is die belangrikste hier. Almal hef ons op, almal dink ons is die beste. Ons weet dat u opreg is en u aan niemand steur nie. Hoe weet hulle dit? Wel, Jesus het homself nie aan hulle gesteur nie. En hulle praat 100% die waarheid, al is hulle vals. Ons weet dit hier nie, want die waarheid was vir Jesus belangriker, het ons nou al in hierdie reeks gesien, en veral hierdie week voor hy dood is, aan die kruis. Want u neem nie die aansien van persone in aanmerking nie. Weet julle wat hulle besig om te doen om Jesus hier te komplimenteer? Hulle is besig om vir hom te sê wat hulle dink hy wil hoor. Het mense dit al ooit met jou gedoen? Dit gebeur baie met my. Want wat doen hulle nou? Hulle maak aanspraak op sy ego. Hy gaan ons nie nou wil teleurstel as hy ons antwoord nie. En ons dink ons weet wat hy gaan sê. Want ons redeneer op 'n goeie vlak. Ons is ten minste slimmer as hy, as ons nie op dieselfde vlak is nie. En hy gaan nie sy ego wil laat gaan nie, hy gaan aan sy goeie beeld wil vashou wat ons sopas vir hom gegee het. Ons maak aanspraak op sy ego. U neem nie in aanmerking, u worry nie wat mense van u dink nie, want u hou net by die waarheid. Maar onderrig die weg van God waarheidsgetrou. En dit is alles 100% waar. Ten spyte van die feit dat dit totaal uit 'n verkeerde plek uitkom. Hulle vra toe vir hom hierdie vraag. Is dit toelaatbaar om belasting aan die keiser te betaal of nie? Behoort ons te betaal of behoort ons nie te betaal nie? Vir 'n geval Jesus nie die eerste vraag gehoor het nie, kom ons herhaal ons vraag. Dat daar geen onsekerheid bestaan dat hy nou vir ons moet sê, wat sê julle nie? Kom sê dit 2 keer, want hy sy ore werk seker nie lekker nie. Nou, as jy nie die geskiedenis ken nie, gaan jy nie hierdie vraag verstaan nie. 6 jaar na Jesus se geboorte, was daar 'n man met die naam Judas. Nie Judas Iskariot, die ou wat hom verraai het nie. 'n Joodse, deel van die Joodse leierskap met die naam Judas, en hy het 'n rebellie gelei teen Rome. Want Rome het 'n belasting op al die Jode gelaai. Al die Jode moes belasting betaal onder die Romeinse regering. En hulle moes dit in die Romeine se geldeenheid betaal, wat 'n denarius was. Nou 'n Jood sou nie eers daai muntstuk in sy sak gehou het nie, as gevolg van die Joodse wet. Nou moet hulle belasting betaal. Hulle moet die ouens wat hulle onderdruk, wreed behandel, finansier, om aan te hou daarmee. So Judas het 6 jaar na Jesus gebore is, 'n hele rebellie gelei teen Rome. Hulle het Judas en al 'n paar duisend manne doodgemaak, Rome, om hulle uit te wis. Omdat hulle hierdie rebellie gelei het teen die belasting wat hulle moes betaal vir Rome. Nou onthou, hierdie is maar 24 jaar later. En almal onthou dit nog. En die Jode het alles in hulle vermoë gedoen om nie hierdie belasting te betaal nie. Die Jode het hulle eie geldeenheid gehad, hulle het hulle eie munt gehad. Hulle het koper muntstukke gehad met niks opgedruk of iets nie, en ook silwer wat hulle genoem het shekels. Daar was ook niks opgedruk nie. En 1 shekel was 4 keer meer werd as 'n denarius. 'n denarius was 1 dag se dagloon. 'n Romeinse soldaat vir 'n dag se werk sou 1 denarius gekry het. En dis die waarde, dis 'n dagloon. Wat is dit vandag? Wel, dit hang maar alles af wat jy doen vir 'n lewe, nê. So hulle kom by Jesus en hulle sê, moet ons dit betaal of moet ons nie? So hier's net een van 2 opsies. Die Jode het dit vermy. As hulle dit moes betaal, en hulle is uitgevang, of hulle het nie hulle belasting betaal nie, dan het hulle in elk geval gegaan na 'n tollenaar toe en vir hom shekels gegee,
En dan moes die tollenaar die denarius oordra aan die Romeinse soldaat. Of die tollenaar moes denarius vat en dit vir Rome gaan gee. So hulle sou die tollenaars in shekels betaal het, maar hulle het geweier om hierdie muntstuk in hulle sak te dra, en jy gaan nou sien hoekom. Hulle het geweier. Moet ons dit betaal, of moet ons nie? Daar is nie 'n regte antwoord nie. Op hierdie stadium die spioene wat na Jesus toe gestuur het, is Fariseërs en Herodiane. 'n Herodiaan was 'n politieke party. So 'n bietjie geskiedenis so vinnig. Abraham se nageslag was Isak. Isak het 2 seuns gehad, Jakob en Esau. En Esau was die eerstgeborene, en Jesus sou uit sy nageslag uitgebore geword het. Maar hy verkoop toe sy eerstgeboorte reg vir 'n bakkie lensiesop, want hy's moeg, hy het klaar gejag, aan sy boetie Isak. En toe is Jesus uit Isak se nageslag uitgebore. Esau het weggetrek en te doen gekry met Arabiere. En daar het hy toe nou vir homself 'n hele huisgesin gevind, en uiteindelik het dit die nasie van die Edomiete geword in jou Bybel. Esau se nageslag. En so 100 jaar voor Jesus gebore is, het 'n Joodse hoëpriester die Edomiete binnegeval, hulle hele stad vernietig, en al daai mense forceer om die Joodse geloof aan te neem. So dit was half Joods, half heidene nasie. Net om jou 'n idee te gee van wat daar gebeur het. En hulle is toe forceer om Jode te word. En hulle het bestaan, hulle was die Herodiane. En Herod Antipas is besig om die streek van Judea oor te heers. En al die Edomiete wat nou uiteindelik Jode geword het, is 'n politieke party. En hulle hef die Herod Antipas op. Hulle het die Joodse wet gevolg, maar solank het hulle gepas het. Anders het hulle gevoel, moet ons maar 'n bietjie inpas by hoe die Romeine sê ons moet dit doen. So hulle sou tipies oor streke geregeer het, soos ons vandag die DA het, wat oor die Kaap-provinsie regeer. Ten spyte van wie die regerende party is, sou die Herodiane dit ook gedoen het. So hulle het hierdie ouens saam met die Fariseërs en hierdie ouens het glad nie om dieselfde vuur gesit nie. As 'n Fariseër te doen gehad het met iemand soos hierdie, het hulle gevoel hulle is hulle onrein, maar ons sal saam met hulle span teen Jesus, net ter wille van Jesus ontslaa raak. Ons sal saam met hulle werk. So sê Jesus, hulle moet belasting betaal. Daar staan honderde duisende mense in die tempelterrein om Jesus. Al die Jode gaan dit hoor, en hulle weet van Judas se opstand en die Romeine wat hom doodgemaak het. Al die Jode sal teen Jesus draai in daai oomblik as hy sê, jy moet jou belasting oorbetaal. As hy sê nee, dan staan die Herodiane daar om reguit na die Romeinse Herodes Antipas toe te loop en te sê, luister, hierdie ou begin 'n rebellie soos Judas. Hy sê vir die mense, hulle mag nie belasting betaal nie. Daar is nie 'n regte antwoord op hierdie vraag nie. Hulle het gedink, ons het Jesus uitoorlê. Ons het hom gewen. Hy kan nie iets anders antwoord nie. Kom ons kyk wat sê hy. Omdat Jesus egter hulle bose bedoeling geken het, want die Here sien reg in jou hart en hy weet presies wat jy dink te alle tye. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Jy's baie keer de mekaar, hy weet presies waar jy is en wat jy moet doen en hoe lank jy dit moet doen. Tot wanneer jy dit moet doen. Hy ken hulle bedoeling. Sê hy vir hulle, waarom toets julle my? Julle skyn heilig is. As jy wil gaan lees hoe Jesus oor hierdie mense gevoel, gaan lees Matteus 23. Hy het hulle wit gepleisterde grafte genoem. Hy het hulle slange genoem, adders. Hy was reguit met hulle. Hy het nooit met hulle doekies omgedraai nie. Hoekom toets julle my? Hy sê met ander woorde eers vir hulle, luister, ek kyk reg deur julle. Julle is nie opreg nie. Weet dit net, voor ek julle antwoord, weet net. Hierdie wat julle hier doen, werk nie. En hy sê toe vir hulle hierdie, wys vir my die munt waarmee julle belasting betaal. Jesus sou dit nie gehad het by hom nie, en die disippels ook nie. Hulle het vir hom 'n denarius gebring. Hulle moes hom gaan haal en hom bring. Ek weet nie of 'n Herodiaan een in sy saak gehad het nie, maar 'n Fariseer sou hom nie gehad het nie. Bring vir hom 'n denarius. Nou, ek het vir julle, Jesus vra hierdie vraag, voor ek vir julle die prentjie wys. Hy vra hulle toe, wie se afbeelding en inskripsie is dit die? En hulle antwoord hom, die keiser se. So Jesus vra met ander woorde vir hulle, wat gaan aan op hierdie muntstuk? Hier is hoe hy lyk. Dis hoe 'n denarius gelyk het. Nou, heiliglik oor Rome
het Tiberius geheers. Herodes Antipas het nog die see van Galilea ook na die see van Tiberius genoem. Hy het tot vir Tiberius 'n stad gebou op die oewer van Galilea se meer, wat hy na hom vernoem het. Nou, Tiberius sit in Rome, en hy heers, en dit is die munte wat hulle gedruk het, silwermuntstukke. En dan op die een kant, in hulle taal nou, staan op hierdie kant waar die kop is, Tiberius Caesar Augustus. So hy het sy pa se naam geërf wat Augustus was. Son of divine Augustus. Hulle het geglo hulle is gode. Die Romeine. Die ouens wat in die heerskappy was. En agterop was sy ma. Wat was haar naam? Livia. Sy sit daar met 'n scepter. Sy was tipies gesê, sy was tipies 'n teken van vrede. Met 'n scepter waarmee sy heers. En agterop het gestaan highest priest, die presies woorde wat hulle vandag die paus van die Katolieke Kerk beskryf. Highest priest. Dis op die agterkant. Dis heidense geloof gevind. En dis wat op die muntstuk staan. Die Joodse wet sê, jy mag geen afbeelding maak van God of 'n afbeelding van 'n ander God hê nie. Hierdie noem ons afgodery. Hulle kon nie in hierdie muntstukke vat of sy dit in hulle sakke gedra het nie, want dit was teen die wet van God. Hulle sou dit nie gehad het nie. En nou word hulle forceer om in dit belasting te betaal aan 'n volk wat hulle onderdruk het. Hulle wou dit nie aanvaar nie. Dit was die beeld wat op die muntstuk was. En wat sê Jesus vir hulle? Niemand het hierdie verwag nie. Hulle het nie gedink dit gaan Jesus se antwoord wees nie, maar dis omdat hulle nie die regte perspektief gehad het van wie Jesus is nie, dat hy God is en hy soewerein nie. Daarop sê Jesus vir hulle, gee dan aan die keiser wat hom toekom en aan God wat hom toekom. So kom ons begin met nommer, net die eerste sinnetjie, gee dan aan die keiser wat hom toekom. Die Jode het geglo hulle is 'n teokrasie. Wat beteken ons antwoord net aan een. En sy naam is God, die God van die heelal. Hy regeer ons. Hy gee vir ons wat ons nodig het, die infrastruktuur en die leiding. En hy is ons regerende party. Ons antwoord net aan hom. Maar wat die Jode die pot missit, hulle teokrasie het lankal gesneuwel. Dit was so in die woestyn. God het hulle so geregeer deur Moses. Hy het gesê, solank julle aan my gehoorsaam bly, hou ek my hand oor julle, regeer ek oor julle. Maar luister jy nie meer nie, dan gee ek jou oor in die hand van jou vyande vir veroordeling. Dan word hulle as slawe geneem. En dit was die heeltyd, gaan lees jou Ou Testament, 'n gewoer, vorentoe en agtertoe. Dan is hulle in slawerny vir 70 jaar, en sê hulle, Here, asseblief help ons, en help die Here hulle weer. Net so 'n paar jaar later, luister hulle weer nie, dan val die Filistyne hulle binne. En so het die heeltyd aangegaan tussen die, hulle was, onthou tussen Maleagi en Matteus is al 400 jaar, wat God nie opgedaag het nie, wat hy niks gedoen het nie. Wat hy die Joodse nasie onder die heerskappy van die Romeinse regering gesit het as veroordeling. Maar God is mos nie in beheer nie, hoekom sal hy dit doen? Dieselfde Romeine wat God aanbewind gesit het, sodat Jesus op daai dag kon opdaag, sodat hulle hom kon kruisig. Dit was God se plan. Is God soewerein? Nie volgens die Jode nie. Is hy soewerein volgens jou? Dis tot op die fynste detail waarmee God besig is. Jesus sê vir hulle, gee aan die keiser wat hom toekom. Met ander woorde, hy bevestig dat die huidige regering wat daar is, deur God aangestel is, hulle verskaf nou vir julle infrastruktuur, brûe, kanale en 'n weermag om jou te beskerm. Dit kos alles geld. Sorg dat jy vir hulle gee wat hulle toekom. As jy jou Nuwe Testament gaan oopmaak, Filippense, Romeine, ek het nie al die skrifte nie, maar ek lees hom net vinnig vir julle, Romeine 13. Hoe Paulus dit beskryf het. Hy sê, laat elke mens onderdanig wees aan die gesaghebbers wat oor hom gestel is. Want daar's geen gesag wat nie van God afkomstig is nie. Dit sluit die A en C in. En die wat daar wel is deur God ingestel. Daarom betaal julle ook, vers 6, daarom betaal julle ook belasting,
want hulle is dienaars van God, wat hulle juis hiermee bemoei. Dit beteken nie hulle is Christene nie, dit beteken hulle doen waarvoor God hulle aangestel het. Betaal aan almal wat hulle toekom, belasting aan die belasting, tolgeld aan wie tolgeld, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekom. Jesus is besig om te sê, ek gaan nou vir julle nog 'n stukkie lees, Jesus is besig om vir hulle te sê, ek het die leierskap aangestel. Jou regering is nie jou kerk nie. Jou regering gee vir die infrastruktuur wat jy nodig het. Jy het hiernatoe gery vanoggend op 'n teerpad hopelik, en toe jou kraan oopdraai was daar water. En die krag was dalk aan. Dalk was daar water. Die robot het hopelik gewerk en gewoonlik ry ek 6:15 onder die taxi rank verby en ons daar elke keer 3 mense wat die straat vee. Ons strate is nogal skoon. Betaal hulle wat hulle toekom. Hulle is nie veronderstel om jou geestelike leiers te wees nie. Hulle is nie veronderstel om die kerk te wees nie. Betaal hulle wat hulle toekom en ek wil dit baie duidelik sê, net wat hulle toekom. Daar is sekere belastingvoordele vir sekere scenario's. Jy het nie nodig om meer te betaal nie. Betaal hulle wat julle toekom. Daar was hierdie een keiser, Nebukadneser. Daniël 4 as jy die storie wil gaan lees. Ek lees gou vir julle. Hy sê, hy het uitgestap op die stoep van sy paleis. Hy's die Babiloniese keiser. So hy's nie van God se volk nie. Hy's heiliglik besig om die volk Israel te onderdruk. En hy stap uit op sy stoep en hy sê hierdie woorde, as jy dit wil gaan lees. In sy paleis se stoep. Is dit nie die groote Babel wat ek tot 'n koninklike verblyf opgebou het deur die krag van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Dis wat hy gesê het toe hy uitstap op die paleis. Gaan lees wat het toe gebeur. God het net daar hom aangevat en hom bestraf. Hy het hom bestraf en gesê, vir 7 jaar sal jy soos 'n bees in die veld gras eet. Sy hare het so lank gegroei tot op die grond, dat dit gelyk het soos vlerke van 'n arend, en sy naels so lank, dat hy in die grond met dit kon grou. En vir 7 jaar het hy soos 'n dier in die veld geleef. En toe kom hy terug. En toe hy terugkom, toe sê hy hierdie woorde. Ek het die Allerhoogste geloof, en die een wat ewig leef, besing en geëer. Hy wie se heerskappy 'n ewige heerskappy is, en wie se koningskap van geslag tot geslag duur. Ek glo ons gaan vir Nebukadneser eendag in die hemel kry. Hare gesny, pedicure, manicure, als gedoen. Gesag kom nie van 'n ander plek af, behalwe van God af nie. Hy het daar gesit om vir die infrastruktuur. Ons raak so vol van onsself, of so oortuig ek is beter as die wêreld om my, dat ek nie besef dat dit wat ek het is genade nie. Jy sit vandag in Suid-Afrika, jy kon in 'n ander land geleef het, wat nog baie meer derde wêrelds as hierdie een is. Wie het gesê met hier gebore word? Ons kyk baie keer daai goed mis. Juis omdat daar soveel korrupsie is, Rome het nie die Here gedien nie. Ons kan bly wees, ons bly nie vandag onder Rome nie. Ons kan bly wees, ons bly nie vandag onder Babylon nie. Maar die eintlike probleem was nie die belastinggeld nie. Dit was eintlik nie die krisis nie. Die krisis was eintlik die tweede stelling wat Jesus hierso maak. Gee vir die keiser wat hom toekom en aan God wat hom toekom. En ek dink ons mis dit so baie omdat ons so vol van onsself is. Wat kom God toe? Toe Jesus in Markus 1 gedoop is en hy kom uit die water uit, gaan die wolke oop, die hemel oop en die duif daar in die vorm van die Heilige Gees neer op Jesus en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Luister na hom. Wat kom God toe? Fariseërs, Herodiane wat nou hier voor my sit, wat weier om te luister na 'n woord wat ek sê, jy moet vir God gee wat hom toekom. Luister na hom. Jesus het ons geleer, hê die Here jou God lief met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, want ek skuld hom alles. Paulus het gesê, Romeine 12 vers 1, op grond van God se groot ontferming oor julle, gee julle self as lewende offers, my hele lewe behoort aan hom, as gevolg van sy genade oor my lewe.
ek gaan dit seker maar moet sê. Weet jy hoe baie mense betaal belasting, het nie 'n saak met wat die Here mee besig is op die aarde nie. Jy kan moan oor die ANC, jy gee nog steeds vir hulle meer geld met die Here se werk. Kan ek dit so hardop sê? Gee vir God wat hom toekom. Luister, jy hoef nie jou geld hier te gee nie, hoor. Ons is nie vanoggend hier besig met 'n geldpreek nie. Ek is net besig om vir te sê wat die Bybel sê. En dit gaan nie net oor geld nie. Dit gaan oor jou tyd, jou gawes, jou talente. Glo jy regtig God is in beheer en hy weet wat doen hy in jou lewe? En is jou dade 'n bewys daarvan, van sy grootheid? Dat hy het jou geseën met alles waarmee jy sit. Is jy 'n goeie rentmeester vir sy koninkryk daarmee? Want dit was die krisis van die Fariseërs en die Herodiane. Hulle wou nie glo dat hy God is nie. Hulle wou nie luister na 'n woord wat hy sê nie. Hulle het net vasgehou in wat hulle geken het. Hy het ons tafels omgegooi, hy het ons inkomste weggevat. Almal besing hom. Ons word nie so aanbid nie. Dit gaan nie meer oor my nie. Hulle het 'n krisis met Jesus gehad. Maar dit het nog nooit oor hulle gegaan nie. As jy jouself vandag verbeel, ons leef vandag omdat jy 'n Christen is in 'n teokrasie, ons doen nie. Ons sal eendag weer in 'n teokrasie leef wanneer Jesus kom en 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel maak. Maar heiliglik werk dit soos dit werk en God is in beheer, of jy nou daarvan hou of nie. Ek het vir julle gesê, jy mag dalk volgende Sondag nie wil terugkom nie, nee. Gee aan die keiser vir die keiser. Die muntstuk, die denarius, het die kop van denarius, die denarius het die kop van Tiberius Augustus op, wat hulle gesien het as 'n god. Jy, as jy tot bekering gekom het, en jy beleef die begeerte van God in jou hart, dra jy die beeld van God op jou lewe. En jou lewe moet getuig van wat God toekom. En dis wat Jesus hier sê. En dis hoekom dit die effek was. Hulle was stom verbaas oor hom. Hulle het gedink, ons weet wat hier aangaan. Ons weet, ons gaan nou vir God ore aansit. Ons weet, en hy gaan nou so reg in ons lokval inloop. En sy ego is belangrik. Ons lees, hulle kon hom glad nie vastrek op grond van wat hulle voor die volk gesê het nie. In Lukas. Hulle kon geen bewys teen hom inbring nie. Hulle het hom net daar agter gelaat en weggegaan. Tot volgende Sondag. Dan is hulle terug. Net 'n interessantheid om hierdie storie af te sluit. Ons gaan nog hieroor praat, maar net so 'n bietjie fast forward in hierdie week van Jesus se lewe. En ek wil dit graag vir julle lees. Hulle kon nie Jesus vastrek nie. Want dis wat skynheilige mense doen. 'n Skynheilige mens, as hy nie kry wat hy wil hê nie, dan vat hy wat hy wil hê. Hy lieg. Hulle vat vir Jesus tot voor Pilatus, hulle hom die vorige aand gearresteer. Hulle vat hom Vrydagoggend tot voor Pilatus en lees wat sê Lukas het hulle gedoen. Ons het vasgestel, nou kla hulle hom aan voor Pilatus. Hierdie selfe Sanhedrin. Ons het vasgestel dat hierdie man ons volk op 'n dwaalweg lei. En hulle daarvan weerhou om belasting aan die keiser te betaal. Terwyl hy van homself gesê het, hy is die gesalfde, 'n koning. Want dis toe nou die enigste twee redes wat hulle teen hom kan inbring. Hulle kan hom vals beskuldig en van hom lieg, nadat hy gesê het, gee vir Rome wat hulle toekom. En hy het gesê hy is 'n koning. En niemand kon gesê het hy is 'n koning nie, want dan is hy 'n bedreiging vir die keiser, die wêreldregerder. En dis waarop hulle hom toe nou wou vastrek. Uiteindelik sal die intensie van jou hart na vore kom, as dit nie opreg is nie. Uiteindelik sal jy jou waarheid leer wys. Wat leer ons by Jesus in hierdie storie vanoggend? Nommer 1. Hy sien en weet alles en is in beheer. Hy is soewerein. Hy weet waarmee hy besig is. En die maklikste ding is om negatief en krities te raak en al daai dinge te doen. Wat ons moet doen, is die beeld van God dra en begin bid en hom vertrou.
om te bid dat hy sal doen wat hy wil doen deur ons huidige regering, dat sy wil sal geskied. Ek het agtergekom dat gebed het baie keer 'n baie groter effek op my as op enige iets om my. Dis deel van ons verantwoordelikheid. Dis wat God toekom. Hy wil hê ons moet na hom toe gaan in gebed. Hy sien en weet anders. Nommer 2, leierskap kom van God af. Daai leier waarvoor jy kwaad is, daai leier wat jy nie kan verdra nie, daai persoon by jou werk, is 10-1 miskien daar om jou te dryf na God toe. Glo jy regtig God is soewerein en almagtig en alomteenwoordig en alwetend? Ons skuld hom alles. My hele lewe. Dis hoekom Jesus vir die ryk jong man gesê het, gaan verkoop al jou goeders, neem jou kruis en volg my. Want dit is wat dit gaan wees elke dag. Jy gaan jouself kruisig. En jy gaan leef vir my plan vir die wêreld, nie meer vir joune nie. En laastens, skynheiligheid maak jou blind. Soos hierdie ouens nie meer hulle eie tekortkoming kon korreleer. Dit maak jou selfregverdige. Dit maak jou hoogmoedig. Dit help nie, jy sê vir jouself, jy's 'n kind van die Here, maar diep in jou hart weet jy, ek is nog nie daar waar ek leef net vir sy koninkryk nie. Wees dan eerder eerlik en sê dit soos dit is. En vertrou hom en vra hom, Here, help my. Help my dat ek sal doen wat U vir my sê om te doen. En ek daarby sal bly. En net van geval jy my nie mooi gehoor het vanoggend nie, moenie vir die keiser enigiets meer gee as net dit wat hom toe kom nie, hoor? Kom ons bid saam. Sê ons Vader, ons gee al die eer vir hierdie woord vanoggend. Here, dit is soms vir ons hart om dit te hoor. Ons het so U genade nodig. Ons word so konstant gekonfronteer met U vermoë en ons onvermoë. En ons het nodig dat U in ons harte werk. Dat U ons wys wat se instrumente is in ons hand, waarmee is U besig en wat wil U hê met ons doen? Dat dit regtig die prioriteit van ons lewe sal word. Dis my gebed, Here. Dat ons die heerlikheid sal aanskou, dat ons die wonderwerke sal begin raak sien, juis omdat ons in lyn kom met U wil. Dankie, Here, vir wat U heiliglik doen. Dankie vir al die getuienisse wat vanoggend hier sit van U goedheid en U guns, wat ons baie keer so vanselfsprekend aanvaar. U is so welkom by ons. Ons kan nie sonder U leef nie. Heilige Gees, lei ons. Gee ons die krag en die wysheid en die insig om U beeld uit te dra in hierdie wêreld. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.